Oom Kaspaas en neefie sit in die koelte van 'n boom voor die agterdeur. Spaas! Kom bietjie hierso. Ek wil hê jy moet 'n dingetjie of twee vir my doen. Kom dadelik, my lammetjie. Ek is al so te sê daar. Neefie, ek sal nooit die woord lammetjie hoor of selfs gebruik nie. Of dit laat my aan jare gelede dink. Dit laat oom my terugdink, né? Dit laat my dink aan die keer toe gaan visvang het op die meer Bonanza, daar in donker Afrika. Ek klim toe in 'n skuit in met 'n petrol engine aan. En ek meen, daar gaan jou oomie, die dieptes in. Die arme visse van meer Bonanza. Ek kry hulle eintlik jammer. Nou dat ek weet dat oom my agter hulle aan was. Ja, toch snaaks, neefie. Met die soon toe gaan, was daar omtrent geen visse nie. Hoe ek ook al ingooi, hulle wil maar net nie byt nie. Hulle het seker van oomie se reputasie te hore gekom. En dis net toe draai, dat ek nou my draai vat, om na huis toe te gaan. Toe gaan staan die ou bootjies in je. Gaan staan mors dood, en verseggen waar je voet wil verzit. Hoe ek hom ook al opwin. En dit in die middel van meer Bonanza. Kan 'n man nou 'n groter ongeluk oorkom? Maar daar was daarom 'n gelukkie by die ongeluk nie. En weet jy wat was dit? Toe begin die vismos te byt. Hulle het seker nie van die masjien se ryk gehou nie. Neefie, so wat van byt het ek nog nie gesien of van gehoor nie. Ek meen, die hoek met die aas aan, trek nog sommer deur die lug. Dan spring 'n ou groote uit die water en gryp hom in die lug. 'n paar meter bo kan die water, reken het. Nou hoor, dit sou ek darm graag wou gesien het. En oomie sê, oomie trek toe net visse uit. Net visse waar jy kyk, neef. En soos jy sal kan verstaan, is ek so opgewonde oor die spul vis wat ek vang, dat ek nooit merk hoe die skuit al lager en lager in die water sit. Natuurlik ja, want oomie se vraag word toe al hoe swaarder. Testament, wil jy my nou glo, neef? Ek sit naderhand byna tot by my nek in die water. En toe skrik ek. Want die groot probleem is hoe om al die vis aan die wal te kry met 'n skuit met 'n engine wat al sy petroltjies opgedryf het. Sien, ek moes die ding se vergaser die oggend eers gestel het, dat hy nie so royaal met die petrol werd nie. En dit het ek skoon vergeet om te doen. Oomie sê, oomie se masjien is 'n ou petrolsuiper. En dis toe waar die moeilikheid gelê. Presies. En daar sit ek toe in die middel van die meer Bonanza, met 'n skuit vol vis, dat hy so eintlik uit sy nate wil was. En ek weet nie hoe om die spul weer aan die wal te kry nie. Ja, dit was nou 'n panarie om in te Ja, nee. Het oomie toe uitgekom of het oomie net daar omgekom, saam met al die vis? Nee, jy kan nog nie vir jou oomie nie. Kyk, jou oomie is 'n planmaker van die eerste water. Ek het vir so 'n ruk lank in meditasie gegaan. Ek gesit en dink wat ek moet doen. En toe kry ek 'n plan, 'n oulike plan. En wat was dit die oomie? Ai, hoe nuuskierig maak oomie my nou. Ek voel hier so onder die water tussen die visse in. En gelukkig kry ek toe die leë petrolkannetjie in die hande. En toe ek die prop afdraai en ek steek my neus by die gat in, toe is daar nog 'n baie sterk petrolreuk. En toe is die saakie mos opgelos. Nou verstaan ek nie hoe oomie se moeilikheid opgelos kon gewees het as die petrolkanne 'n petrolreuk gehad het. Sien neef, jy's te onnooslik om sulke ouerlike planne soos ek te kan uitdink. Ek het toe die petrolkan gevat, die ding aan die vislyn gebind, nadat ek nou die hoek afgehaal het. En daar hang die petrolkan toe aan my visstok, pleks van die hoek. Verstaan jy nou? Is jammer dat ek so onnoosel is, oomie. Maar ek kan nog nie sien hoe oom se moeilikheid opgelos Wat ek jou vertel, man. Ek het geweet hoe gulsig my bootjie se enjin was. Hoe 'n gulsige petrolsuipery was. En toe ek nou die petrolblik aan die visstok bo het omheen is te weer swaai,
en hy die petrolryk kry, toe gee ek hom net 1 pluk in daai gat uit. O, nou begryp ek, oomie. Al was die masjien heeltemal onder water, hy is so ou syplap wat petrol betref, dat hy sommer begin loop het, toe hy net die effense petrolreep kry. Ja, maar hoorie, verstaan jy nou, hoe my oulike plan gewerk het, hè? Evenwel, ek het toe so met die petrolblik aan my visstok, altyd so in voor die Indian gehou. En die Indian het geloop tot teen aan die wag. Dit was net die ou wat die bossie geel wortels aan die sweep vasgebind het, en die bossie so een end voor die donkie gehou het. So het hy die donkie toe aan die loop gekry. Die donkie het al agter die wortels aangehol. Precies, ja. Verstaan jy nou, hè? Ek meen, neefie, van watter kant jy my ook al bekyk, ek meen, ek bly maar 'n oulike plan maak. Gats, oomie, ek sê, die tante staan agter oomie en die kombuis deur met 'n besemstok in die hand. O, jy my lammetjie, wat wil jy moet ek vir jou doen? Ek sê nou net vir neefie, hoe graag ek jou nou help met al die vuilwerkies. Neefie sê, kom ons gaan help die tante. Gats, ek sien nou self hoe oomie se wortels petrolkanplan gewerk het. Dan Engeltjie gebruik weer 'n besemstok om oomie te laat roer. Dis oulike